Ek het vanoggend die voorreg om te mag praat oor iets wat vir my geweldig na in die hart is, maar wat my hele bediening geword het. Nadat ek begin besef het, ek is besig om terug te maak in my verhouding met die Here. En ek wil met jou deel oor die Heilige Gees, maar ek wil 'n bietjie praat oor iets anders dan oor die Heilige Gees vandag. Want ons kyk video's op YouTube en ons loop kursusse by mekaar by en ons praat met mekaar oor die werking van die Heilige Gees. En ja, soms getuig ons ook oor die Heilige Gees. Maar ek het al gaan sit en wonder, en hierdie week was dit net vir my gewees, tydkeer, dan vergeet ons wie die Heilige Gees regtig is. Tydkeer, dan sê ons vir mekaar, man, julle maak te veel van die Heilige Gees. Tydkeer verwar ons die Heilige Gees. En hy is nie 'n vergete persoon nie. Hy is 'n werklikheid. Hy is 'n werklikheid wat so deel van jou lewe wil wees. En God die Vader gee vir ons die geleentheid dat ons met hom versoen kan raak deur Jesus. Ons beleef Jesus. Maar ons dink nie vir 'n oomblik daaraan dat ek kon nie tot bekering gekom het. En ek kon nie vir Jesus begin volg het as dit nie was vir die Heilige Gees nie. Nie so nergens gewees het as dit nie was vir die Heilige Gees nie. Nou ek wil vanmôre vir jou 'n prentjie gee. Miskien weet jy dit en dan is dit goed. Maar die Heilige Gees is reg van die opening van die Bybel af tot by die sluit van die Bybel word daar van hom gepraat. Genesis, God het die hemel en die aarde geskep. En die Gees van God het gesweef op die waters. Wie is hierdie Gees? Dis die Heilige Gees uitgesweef. En dan lees ons aan, God begin praat en hy skep. Maar jy al gaan stil sit en net bietjie begin dink oor, wat is dit? Hierdie sweef op die waters. En dan wil ek sommer net gou vir jou deel met Openbaring 22 ook. En die Gees en die bruid sê, kom! Dis saam met die Gees dat ons kan uitroep, Jesus, kom nou terug. En is net saam met die Heilige Gees en deur die Heilige Gees wat ek en jy vanmôre kan sê, Jesus is die Seun van God. Jesus sweef, die Heilige Gees sweef oor die water. Die Hebreëse woord is meragefet, sweef. Nou, vir ons sien ons hierdie arend, sien hierdie voël wat vry deur die lug op die lugstrome kan sweef. Wat is dit van die Heilige Gees se sweef oor daai water? Want hy sweef, en die Bybel vertel vir ons dat hy sweef oor die waters nog voordat die Bybel vir ons sê God het gespreek om te skep. Dit wys vir ons dat die Heilige Gees aktief alreeds betrokke was reg van die begin af. Hy verteenwoordig die goddelikheid, die goddelike teenwoordigheid, die krag van God. Jy sien wat in ons gedagtes, wat vorm ons 'n prentjie van daar's God die Vader wat daar by sy troon sit, en Jesus wat by sy troon sit, en die Heilige Gees wat by sy troon sit. Ek en jy moet ons koppe begin skoonmaak, ons gedagtes oor die Heilige Gees skoonmaak, want as jy besef, maar die Heilige Gees
is eintlik God, soos die Vader God is en soos Jesus God is. Gelyke vlak. Hy is op gelyke vlak binne die Godheid. En is vanuit daai posisie uit ook dat hy sy werk doen. Hy is reg deur die Ou Testament besig gewees. Hy is in die Nuwe Testament besig gewees. Ek wil dit met u deel, soos hy dit met my gedeel het. Die Heilige Gees was reeds besig met voorbereiding vir die werk wat gedoen moet word rondom die skepping. Die Bybel sê nie vir ons uit dat gedoen en dat nie. Hy het gesweef, die teenwoordigheid was daar gewees. Dit was 'n voorbereiding vir die skepping. En nou gaan ek vir jou 'n ander ding sê. Daai selfde Heilige Gees wat daar gesweef het oor die waters, sweef vandag nog oor jou en my. Want wat is hy mee besig? Hy is besig om my en jou voor te berei op die terugkeer van Jesus. Want soos hy daar gesweef het, so sweef hy nog steeds. En hy is besig met sy voorbereidingswerk. Voorbereiding vir die skepping, wat God daar gedoen het in Genesis. Maar weet jy wat? Net so is hy besig met voorbereiding vir die nuwe skepping wat gaan kom. Want die woord sê vir ons, daar gaan 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel wees. Hy is besig om ons voor te berei daarvoor. Nou ek wil van jou die vraag vra vanmôre, hoe gaan jy deur die lewe as jy nie voorberei word nie? Want hierdie Heilige Gees, as hy met jou praat, as hy met jou werk, dan transformeer hy jou, sodat jy eer kan bring aan Jesus. Sodat jy Jesus kan verheerlik, sodat jy die Vader kan verheerlik. Hy gee sy teenwoordigheid vir ons. Hy gee sy krag vir ons. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom om te getuig. Gaan nou verder praat daaroor. Hierdie sweef, dit was 'n beskermende sweef. Want net soos wat die Heilige Gees daar gesweef het, sweef hy oor jou om jou te beskerm. Want as Jesus sê, ek stuur vir julle 'n ander helper. Jesus se gebed in Johannes 17 was gewees, Vader, vra nie dat hy uit die wêreld sal uitdaal nie, maar dat julle sal beskerm teen Satan. Die Heilige Gees is jou beskermer. Laat jy hom toe om jou te beskerm. Die Heilige Gees bring 'n verwagting. Daar was 'n verwagting gewees in Genesis. Wow, wat gaan nou gebeur? En God het gespreek en alles het gebeur. Hy beweeg. Sagaria 4 vers 6. Ek wil dit met jou deel, want hier is 'n ander boodskap wat ek vir jou wil oopbreek saam met die Heilige Gees. Nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here. Die Here kom, en as daar goed in jou lewe is wat moet gebeur, dan kom rus hy jou toe. Hy kom rus jou toe. Dis hoekom dit vir ons belangrik is dat hierdie jaar 'n jaar gaan wees, as ons hierdie gemeente gaan toerus. Toerus vir dienswerk. Hierdie Heilige Gees is nie net 'n krag nie. Hy's God. Jy sal sy krag ontvang. Jy sal die krag van God ontvang. En die Heilige Gees is nie 'n abstrakte krag nie. Hy is nie net 'n blote manifestasie, soos daar met die kerke is nie. Hy is nie net 'n hulpmiddel wat jy kan gebruik, soos wat jy 'n knoppie wil aansit en afsit nie. Hy self God gelyk in die Vader en die Seun. Dus met wie jy te doen het, as jy met die Heilige Gees te doen het. Hy praat. Hy het 'n wil. Hy kan bedroef word. Hy het gekom om ons te leer en ons te herinner. Hy het gekom om ons te transformeer.
Dit bring ons terug na Jesus toe. Johannes 14 vers 26, maar die Trooster, die Heilige Gees, hy sal julle alles leer. Nou as hier so staan die Trooster, hy sal julle leer. Wat beteken dit? Beteken fisies wat hier staan. Ek sê nie, hy gaan nie iemand gebruik om jou te leer. Die manier wat hy jou gaan leer, is sy manier. Maar hy is die een. Ek kan nie hier voor julle vanmôre staan en praat oor die werking van die Heilige Gees sonder dat hy vir my sê wat om te sê nie. Want dis hoe ek bedien het die laaste 20 jaar. Ek kon nie bedien het sonder die Heilige Gees nie. Wanneer jy ons sien as volkome God, dan sal dit binne in jou verander. Hy is nie daar om gebruik te word nie. Soos wat Adam en Eva saam met God gewandel het, kan ek en jy wandel saam met die Heilige Gees. Waarvoor hy daar is. Nie om gebruik te word nie, maar om saam met hom te staan. Die Heilige Gees wat God gestuur het as ons helper, hy bring die fondasie van ons geloof. Hy maak geloof in Jesus oop. Niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. 1 Korintiërs 12 vers 3. Ons geloof is nie die produk, of jou geloof is nie die produk van 'n boodskap wat jy gehoor het van die kansel af nie. Of van jou maatjie wat vir jou van Jesus vertel het nie. Ja, hy kon hulle gebruik het. Maar jou geloof kom deur 'n openbaring van die Heilige Gees. Die Heilige Gees openbaar Jesus aan jou en jou gees hier binne in jou hart waar niemand anders kan inkom nie, net jy. Daarso vind die ontploffing plaas. Daar vind die besef plaas van ek moet skoonmaak by die Here. Sonder hom, sonder die Heilige Gees, is daar nie 'n ware Christen leefwyse. Want hy herinner jou aan wat Jesus vir jou kom sê, hoe jou lewe moet lyk. Dooping met die Heilige Gees is daai krag ontvang om 'n getuienis te wees. En jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, Handelinge 1 vers 8. Die dooping met die Heilige Gees is God se openbaring dat hy iets van homself in jou deponeer. Dooping met die Heilige Gees is 'n openbaring van wie Jesus is. Kragtige werking van God deur gelowiges. Vrymoedigheid om reg te leef, om 'n effektiewe getuie vir hom te wees, om vrugbaar te wees, om in die koninkryk te kan beweeg, sodat die wêreld dit kan sien. En net so die gawes. Die Heilige Gees gee nie vir jou gawes omdat jy so kry is. Hy gee nie vir jou gawes omdat jy al van die begin van die stigting van hierdie kerk af hier in hierdie kerk is nie. Hy gee dit nie vir jou omdat jy oulike gebedjies kan opsê nie. Die gawes van die Gees bly die gawes van die Gees. Want soos jy krag ontvang om 'n getuie te wees, gaan hy jou gebruik en hy rus jou toe om dit te kan doen waarvoor hy wil hê jy voor iemand moet gaan staan. Hier is fundamentele beginsels, jy het al baie gehoor. Dit is nie vir 'n uitgesoekte paar mense nie. Ek hoop met die toerusting wat ons hierdie jaar gaan gee vir hierdie gemeente, dat die werking van die Heilige Gees op 'n groter manier gaan plaasvind, maar op sy manier.
hierdie gawes wat hy aan ons beskikbaar stel, wys dat hy 'n lewende God is. Want wat hy jou roep om saam met iemand te bid vir 'n deurbraak, dan wil hy lewe bring in daai persoon se lewe. Hy wil lewe bring in 'n duister situasie, in 'n dooie situasie. Hy kom maak lewend. Die Heilige Gees is die een wat jou in staat stel om te kan dien. Ons het gesê, hierdie jaar wil ons die karakter van ons selgroepe so verander. Ons sal nog steeds by mekaar wees, ons sal nog steeds vir mekaar bid, ons sal nog steeds saam met mekaar eet, maar ons gaan diensbaar wees vir Christus. Ons gaan diensbaar wees vir Christus. Jy is 'n kind van die Here. Ek wil vir 'n oomblik net stil staan rondom die dienswerk en jy sit te lank, vanoggend hierso en daar sal 'n tyd wat jy ervaar dat die Here roep jou om 'n leier te wees. Nou 1 of 2 vrae vra. En ek wil 'n ding net sê dat wanneer Jesus iemand roep in 'n leierskapposisie, dan roep hy hom om die opdrag wat hy vir die apostels gegee het uit te voer. Om disippels te maak, om hulle te doop en om hulle te leer. As jou roeping wat jy het, waarmee jy besig is, nie in lyn is daarmee nie, moet jy teruggaan na die Here toe en vir hom vra om vir jou te wys en jou hart oop te maak hoekom hy jou regtig geroep het. Ja, hy gaan jou gebruik om bevryding te bring in iemand se lewe. Hy gaan jou gebruik om te bemoedig. Ons is almal geroep om mekaar te bemoedig. Maar hy gaan jou toerus. Hy gaan vir jou krag gee. Maar die roeping wat op 'n leier se lewe is om God se opdrag, Jesus se opdrag uit te voer. So jy wat klaar in leierskap is jy besig om dit te doen waarvoor die Here jou geroep het. Want binne daai groot roep gaan hy vir jou sê, doen hierdie, doen daar. Het mense jou geroep? Of het die Here jou geroep? Want ek sê nou vir julle, Here moet maar vanmôre 'n nota maak daarvan. Die gaan leiers opstaan uit hierdie gemeente uit, die mense nie gedink het hulle is leiers. Die Here is besig om iets nuuts te doen. Want as jy 'n kursus bywoon, moet jy 'n kursus bywoon om toegerus te word. Nie net om 'n klompie kennis te kry nie. So ek met my studies net gegaan het om kennis te kry, as ek die pot misgesit. Want al wat my studies beteken is, ek het die Here beter leer ken. Ek het my roeping beter leer ken. En ek kan verstaan hoekom hy my vir 'n spesifieke ding roep. Ek kan verstaan hoekom hy my op 'n spesifieke tyd, op 'n spesifieke plek wil hê. Want jy verstaan sy hart. As hy jou roep, dan gee sy hart vir jou. Jesus het hier op aarde geleef. Hy het die wil van die Vader gedoen. Is jy besig om die wil van die Vader te doen, net die Heilige Gees en jy kan daai vraag antwoord. Hy is daar om jou te help. Hy is daar om jou by jou te wees. Hy wil jou gebruik. Hy wil jou gebruik. Elkeen van ons word deel van die koninkryk. En ons kan nie stil sit in die koninkryk nie. Ek het nou ge-arrive. Nee, ek het nou ge-arrive. Jy arrive nie. Jy werk. Jy is besig. Soos die Heilige Gees besig is jy besig. Here, het iets kosbaar in jou hart kom insit. Hy het 'n deeltjie van hom
in jou hart kom insit. Die Heilige Gees gaan daar wees tot aan die einde, wat ons lees in Openbaring. Hy staan op die einde daar en roep saam met die bruid, kom Here Jesus. Kom Here, dis nou die tyd. Ek en jy kan dit nie roep nie. Ek en jy kan dit nie maak tot die eindtyd sonder die Heilige Gees. Die Here ook van God, sy woord, leer ons oor die Heilige Gees, sy werk. Hy's nie belangriker as Jesus of die Vader nie, maar Jesus is ook nie belangriker nie. Jesus het gekom as deel van God om te kom doen wat God beplan het om te doen vir ons as mensdom. Soos die Vader sy werking het, Jesus sy werking, en die Heilige Gees sy werking. Dis hoe ons moet sien. As jy opstaan en jy weet net, wow, ek voel nou soos chocolates. Dis hy wat jou soos chocolates laat voel. Dis hy wat homself oopbreek in jou. Dis hy wat jou laat vrug dra. Weet jy, ek het in die begin van my stap met die Heilige Gees, want ek het vir die eerste paar maande het ek woes aangegaan en almal moes net gehoor het, en het my stil gemaak en gesê, luister, jy is nie oorlog nie, ek het jou geroep as 'n vissersboot. En ek moes rustig raak aan hom, en my oor beginne instel oor wat hy deur my wil doen. Ek wil vanmôre vir jou die vraag vra, en ek wil ook begin afsluit. Is jy bereid om die prys te betaal wat dit kos? Maar dit is maklik om te sê, ek is 'n leier, volg my. Wat wil weer vanmôre vir jou vra, dat jy gaan stil sit, en dat jy mooi met die Here praat, oor wat hy wil hê jy moet doen, en dat jy van ja sê, Here, is bereid om die prys te betaal. Want daar is 'n prys, maar daar is 'n prys in die hemel ook. 'n Prys wat nooit ophou, wat vir ewig daar is. Is jy bereid om vanmôre hier 'n besluit te kan neem om totaal oor te gee vir die Heilige Gees, om jou op 'n ander manier in die teenwoordigheid van God die Vader en van Jesus te kan inbring? As jy bereid is, dan moet jy nie by hierdie deur uitgaan vanmôre voor jy nie 'n kommitment maak nie. Die Here het op ons hart gelê om vanmôre saam met hierdie gemeente te bid. Wie is van julle wat al so lank wag vir deurbrake op gebiede waar julle mee sukkel, vir genesing, vir ander werk, om in 'n plek in te kom waar jy anders vir die Here kan werk? Soos ons saam met jou bid vanmôre vir daai deurbrake in jou lewe, want die Here wil deurbrake gee. Hy is 'n deurbraak God. Ons gaan nou 'n lied speel. Ek het gesoek vir 'n Engelse weergawe, ek kon nie een kry wat so pas by vanoggend se geleentheid nie. So daar's hier en daar, is daar 'n Hebreëse woord in. Maar luister na die woorde van daai, want dit gaan oor, hierdie jaar is my jaar van deurbrake. So luister na daai woorde. Laat toe dat die Heilige Gees met jou werk. En ek wil vir jou vra, dat jy vanmôre alle skaamheid, alle
Alles net los. En as die Heilige Gees met jou praat onder hierdie lied om vorentoe te kom, dat jy asseblief vorentoe kom, dat ons kan saam met jou bid. Dat ons saam met jou kan staan. Daar is van die leierskap wat aangewys is om vanmôre te kom saam bid. Ons gaan binnekort van julle ander ook vrystel. Die Heilige Gees is besig om oop te maak wie hande kan oplê, en ons kan nie net enige persoon laat hande oplê nie, maar hy is besig om dit oop te maak. So ek wil vir jou vra, ek gaan nou net iets oor julle uitspreek, dan gaan ons 'n lied speel, luister na die woorde, laat die Heilige Gees met jou werk vanmôre, laat hom toe soos wat jy nog nooit toegelaat het nie, en dan kom jy uit, onder die lied, net na die lied, dat ons saam met jou bid, dat ons gaan voor saam met jou bid vir jou deurdra. Ons sal na die tyd ook, as jy na die tyd wil kom, ons sal dit so doen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.